Ai man, ons gunsteling stylguru is terug. Lorraine Olivier van Style & Make-up Effect leer ons hoe om jou somersklerekas na een vir die winter om te skakel. Ek is so bly jy is hier, Lorraine. Welkom terug. Dankie, Elsa. Hoekom is dit so belangrik om somersklere na winteruitrustings te verander en nie noodwendig iets nuut te gaan koop nie? Wel, in eerste plek, jy spaar baie plek. Nie almal het baie groot kaste nie. Ek het nooit 'n groot genoeg kas nie. Ek het gedog jy gaan begin deur vir my te sê jy spaar geld. Maar jy spaar geld ook. So ja, ek dink dis maar meer die plek, want soos ek sê, nie almal het so groot walk-in closets nie. So deur jou klere bietjie meer te herwin, spaar jy daai spasie. En wat is die grootste fout wat mense maak wanneer seisoene verander? Ek sal sê, baie mense pak hulle seisoenklere weg. So ja, bære jou jasse in die somer, maar daar's so baie somersitems wat jy in die winter ook kan dra. So moenie jou klerekaste wegpak vir 'n seisoen nie. Herwin net jou klere, herwin sekere items en bou om daai items. Ek dink dis 'n baie interessante perspektief, want ek is een van die mense wat daai fout maak. Maar hoe doen 'n mens dan lae vir wintersuitrustings? Wel, Elsa, in Suid-Afrika, ons winters is nie so koud dat dit die hele dag sneeu en dat ons die hele dag 'n jas hoef te dra nie. Oggende is gewoonlik koud, so dan deur jou lae te gebruik, skep jy daai illusie van leksheid ook om jou en jy kan met jou teksture speel, maar ook dit help jou om deur die dag bietjie van jou lae af te haal as dit begin warm word. Jy het nou verwys na teksture, maar hoe kan 'n mens so iets meng? Wel, ek het nou juist hier so uitrusting aan mekaar gesit. So die fluweel was ook in die somer ook trendy, so ek het sommer 'n fluweel rompie, so hierdie sal dan my statement item wees. Maar dan kan jy hom lekker speel mee met verskillende teksture. So ek het nou hier so juist lae bymekaar gesit. So jy kan jou kort baadjie sê net maar aantrek met 'n serp en dan jou jas bo-oor aantrek, maar jy kan byvoorbeeld ook daar gaan die pop se hoed. Jy kan ook met lekker fluweel en furry en goedjies ook speel met jou teksture en dan gee dit dadelik jou uitrusting weer 'n bietjie 'n ander gevoel. Maar iets soos klere is nog steeds baie belangrik, né? Nee? Klere moet darm by mekaar pas. Klere moet by mekaar pas. Soos ek sê, hierdie is nou my statement item. Moenie te bont gaan nie. As jy 'n statement item wat bont is kies, gaan dan met jou effe klere by, maar as jy 'n statement kleur by item byvoorbeeld hierdie was, gaan dan meer met basiese klere wat daarbey gaan pas. En ek dink 'n mens kan ook baie meer met effe klere doen, né? Want dit staan nie so verskriklik uit nie. Ja, en dan soos ek het nou byvoorbeeld 'n leopard print bootsie vir hierby aan. So sy kan dan of 'n boot wat 'n statement item is, kan sy ook by 'n plain outfit dra. Ja, want ek wou nou juist weer gevra het, hoe verander iets so stewels of boots 'n uitrusting? 'n Boot maak dadelik jou uitrusting 'n winters item. So jy kan so baie speel met jou boots as jy net verskillende boots en verskillende lengtes, maar daar is dit ook nou weer belangrik om jou liggaamsvorm in ag te neem. So as jy byvoorbeeld kort bene het, moet jou boots ook 'n sekere lengte wees. So as jy lang bene het, kan jy weer wegkom met jou medium boots. So dis belangrik om te weet wat is jou liggaamstipe en wat is jou flaws of jou assets. Nou moet ons ook uitkom by iets soos bykomstighede. Jy weet, want dit verskil ook sekerlik wanneer 'n mens kyk na die verskillende seisoene. So wat sal jy uitlig? Definitief. Iets is 'n hoed sal ek definitief gebruik dan vir bykomstighede. Ja. Dus ek hou daarvan om in die winter te speel met hoede. En dan natuurlik serpe. Jy kan serpe bysit om 'n item dadelik meer lyks te maak. En jy kan ook speel met jou klere van jou serpe. So as jy byvoorbeeld in 'n uniform moet wees elke dag en jy moet swart dra, speel dan met jou serpe en bring kleur daarbey in. En dan natuurlik ook belde. Meeste van jou jasse, as jy jou body shape wil afshow, gebruik dan belde van 'n jas om weer 'n bietjie daai leksheid en daai gevoel net van elegansie in te bring. En ons weet nou al teen die tyd dat jy baie lief is vir belde hier by Goeiemôre, Good Morning ook. Jy het seker mooi lyfies, ek moet dit afwys. Goed. Baie dankie, Lorraine. Ons is so lief vir jou. Wat is die een item wat jy nodig het om so 'n transformasie te kan doen? Ek dink almal met 'n jas in hulle kas hê vir die winter. Maar as jy dan as jou begroting dit toelaat,
speel met die verskillende kleure van jasse. 'n Swart jas is altyd 'n wenner, of selfs ietsie soos daai wat 'n beige is, wat jy eintlik by enige kleure kan aantrek, en dan by enige kleure. So, deur 'n jas net bo oor jou te gooi, skep dit ook dadelik daai stylvolle gevoel en daai elegansie. Ek is altyd nuuskierig om te hoor, jy weet, watter kleur trendy gaan wees in die komende winter of so iets. Is daar al 'n kleur wat in hierdie stadium uitstaan? Jou neutrale kleure is definitief in vir die winter. So, en met jou neutrale kleure kan jy ook dan jou trends volg, maar jy kan ook stylvol bly. Goed, en dan net laastens, as jy een goue reël met ons kykers kan deel om 'n uitrusting te transformeer in 'n paar sekondes, wat sou dit wees? Speel met tekstuur en moenie bang wees nie. Nou maar daar het jy dit. Ons is dan nou nie bang nie. Baie dankie Lorraine, dis altyd lekker om met jou te gesels. Dankie Elsa. Goed, so bly ingeskakel want ons gaan binnekort verder kuier. Jy is intussen ingeskakel by Goeiemôre Good Morning en onthou, indien jy enige van hierdie gesprekke misgeloop het of dalk net te laat ingeskakel het, is jy baie welkom om 'n draai te gaan maak op die Goeiemôre Good Morning YouTube kanaal. Ons is nou weer terug.